Goeiedag en welkom by vandag se oordeenking. Ek nooi jou uit om saam met my Micha 6 vers 8 te lees. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. So die woord geregtigheid is een van daardie woorde wat ons baie in die Bybel raaklees of selfs in die kerk gebruik. Maar ek is nie seker dat ons altyd lekker weet wat daarmee bedoel word nie. Ek persoonlik het lank nie besef hoe sentraal hierdie woord in die storie van die Bybel is. En later wat presies God daarmee bedoel, wanneer hy van my en van jou vra om te doen wat reg is. Wanneer ons oor geregtigheid praat, dink ek dat baie mense dadelik aan wette, howe en reëls dink. Maar in die Bybel begin geregtigheid nie by mense nie, maar by God self. In Psalm 89 vers 15 lees ons: "U troon is getrou op geregtigheid en reg, of gebou op geregtigheid en reg. Liefde en trou staan in u diens." Met ander woorde, die fondament van God se heerskappy en sy werk oor sy skepping is geregtigheid. In die Ou Testament is God telkens voorgestel as die een wat self reg laat geskied, aan die wat geen stem het nie. Deuteronomium 10 vers 18 sê, dat God self die weduwee en wese beskerm en die vreemdeling versorg. Wanneer Israel geroep word om geregtigheid te beoefen, is dit nie net omdat dit 'n morele vereiste is nie, maar omdat dit in lyn is met God se eie hart. Geregtigheid is nie opsioneel vir die volk van God nie. Dit is hoe hulle God se karakter vir die wêreld wys. Wanneer ons doen wat reg is, wanneer ons die swakkes versorg, dan wys ons vir die wêreld wie God is. Die profete het dit duidelik gestel. God wil nie offers sonder geregtigheid hê. Jesaja 1 vers 17 roep die volk: leer om goed te doen. Soek die reg, straf die verdrukker, doen reg aan die wese, tree in vir die weduwee. En Amos 5 vers 21 tot 24 gaan selfs verder en sê dat God offers verafskie, soos in haat, as dit nie gepaard gaan met reg en geregtigheid nie. Vir God is aanbidding en geregtigheid onafskeidbaar. Jy kan nie Sondag lekker vir die Here sing en liedjies van aanbidding na hom toe bring, maar mense in nood ignoreer nie. Wanneer ons na die Nuwe Testament aanbeweeg, sien ons dat Jesus hierdie selfde hart van God beliggaam. Sy bediening begin in Lukas 4, toe hy uit Jesaja lees: "Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om aan die armes die evangelie te bring. Vrylating vir die gevangenes en genesing vir die blindes, om die verdruktes vry te maak." Jesus se hele sending word hier opgesom. Hy kom om God se geregtigheid sigbaar te maak. Maar let op hoe Jesus dit doen. Hy bring nie net nuwe wette nie, hy beliggaam God se geregtigheid deur mense raak te sien en hulle dan te herstel. Tollenaars word weer as deel van die gemeenskap verwelkom. Melaatses word genees, vroue en kinders kry 'n stem. In Jesus sien ons die volmaakte refleksie van die Vader se hart. Geregtigheid, barmhartigheid en liefde wat hand aan hand loop. Dis meer as groot kerkwoorde. Dis liefde wat mense ontmoet in hulle swakste oomblikke. Om te doen wat reg is om mense te ontmoet in hulle swakste oomblikke. Dis om mense raak te sien wat onsigbaar is. Vir ons vandag tref die profete se oproep steeds dringend om te gee oor dinge soos regverdige besigheidspraktyke. Dis nie net vroomheid nie. Dis deel van ons aanbidding. Om aktief met meer as net donasies om te gee vir kwesbares in ons samelewing is meer as goeie werke.
Dis deel van ons aanbidding aan God. Bybelse regverdigheid vra meer. Dit vra dat ons God se hart vir die wêreld leer ken, 'n hart wat geregtigheid en liefde as twee kante van dieselfde munt hou. God se liefde dring ons om altyd verder as onsself te gaan. Sodra ons die ware God leer ken en aanbid, kan ons nie anders as om dinge in die wêreld te wil regmaak nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat ons nie anders kan om ook die wêreld lief te hê nie. Om God lief te hê, vat ons altyd verder en dieper en wyer. God se liefde is regverdig en sy geregtigheid is liefdevol. Wanneer ons bid, laat U wil geskied, bid ons dat God se regverdige liefde sigbaar sal word deur ons woorde, deur ons optrede, deur wie ons raak sien. As ons nadink oor die oproep om verder te leef, neem 'n oomblik om te reflekteer. Waar weerspieël my lewe iets van God se hart vir die wêreld? Iets van God se geregtigheid? Hoe lyk my optrede by die werk, in my gesin, my gemeente? Hoe wys ek wie God is vir hulle? Kom ons bid saam. Here, help my om te doen wat U vra, naamlik om te doen wat reg is. Amen.